Goeiemôre op hierdie pragtige oggend, die 29ste woensdagoggend, 29ste Julie. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. By ons op die stadium is dit pragtig oopgetrek buite, die son kom nou net op. Dis doodstil, windstil. Gister was eintlik 'n lieflike dag teenoor gister wat die wind so verskriklik gewaai het, en net gou 'n update hier van my kant af, die bootjie het ek gister vir Vanessa, die bootjie wat daar op gister se boodskap was, lê nog steeds lekker op sy sy. Ek sal hom elke dag dophou en dan sal ek vir julle op hoogte bring. Hy lê doodrustig op sy sy. Ek het gister gou vir Vanessa foto's gestuur, net om te wys, hy lê nog steeds daarso. So ja, dis nou, as jou tou gebreek het en jy het op die sand beland, is dit nog wel 'n storie om dit werk moes, soos ek gister gesê het, in ons lewens ook, om ons van die sandbank af te kry. Vanoggend is vir my meer 'n spekingsdiens as iets anderste, vir 'n spesifieke taak, vir 'n spesifieke saak. Miskien is die saak nie jou saak vanoggend nie, maar miskien is hierdie boodskap vanoggend vir jou ook bedoel. Dalk het jy in jou lewe ook gebed nodig, dalk het jy in jou lewe ook smekinge nodig, dalk het jy ook in jou lewe in hierdie tyd van die seisoen, van jou seisoen in jou lewe, nodig om by God se voete te sit en vir God te smeek en sê, God, help asseblief. So die smeking, die smekinge van vanoggend gaan meer as net vir die saak, dit gaan miskien meer oor jou en my lewens. In sekere tye van ons lewens kom ons ook, wat ons op ons knie moet gaan en smeek en bid. En baie keer hoor ons nie, of die Here is stil van sy kant te dink as hy hoor ons nie, maar dan vergeet ons, maar sy tyd is sy tyd en nie my tyd nie. En baie keer vergeet ons dat om by te sit, so 'n klein stukkie by te sit, as ons klaar gebid is en klaar gesmeek het, as die Here wil, Here, as dit U wil is. Want ons weet die Here, dat baie keer goed in ons lewens gebeur, wat hy 'n ander plan mee het. Hy het 'n totaal ander plan mee, want ek en jy sien nie die hele prentjie nie. So ons vra ook, as ons gesmeek het, vra ons, Here, as U wil geskied. Ek kom spesifiek vanoggend, ek dink is tyd, en ek voel dit op my hart lê, dat ek vanoggend gaan vir die Here vra, om te help en uitkomste bied vir reën. By ons op die Weskaap, ek was nou die dag Kaapse kant toe gery, ek ry weer maandag, ry ons gou om 'n draaitjie te gemaak by Vanessa, en dan gaan ek sommer by my suster Karen 'n draaitjie maak, net om geluk te wens met nou verjaarsdag. So met ander woorde, maandag ry ons weer deur, maar ek gaan vir jou sê, die Weskaap, soos ek vir my vrou sê, soos is wonderbaarlik, soos jy nader ry na Mamasbury toe, kom jy meer in die Swartland, en die Swartland is geken vir sy koring area, en is wonderbaarlik hoe mooi die koring staan op die stadium, pragtig. En die water is min, maar het op 'n gereelde basis geval, ons het weer water nodig, maar vanoggend se danksmeking is meer om net water. Dis spesifiek gaan oor die water in die Voelvlei-dam. Mense, ek het vanoggend gekyk, die water in die Voelvlei-dam staan op 61,9%. En ons moet onthou, dis einde Julie, en as Augustus verby is, September bring gewoonlik net so 1 of 2 reentjies deur, dis die gewoonlik hoe dit gaan in September. So ek dink is nodig dat ons betyds en nie wag tot dit kritiek raak, jy betyds op ons knieë kom en vir die Here vra, smeek vir die Here en vra, Here, wil jy asseblief net vir ons water bring vir die Voelvlei-dam. Die hele Swartland, soos ek sê, lyk mooi op die stadium, die korings het water nodig, maar ek dink spesifiek die dam van ons het regtig water nodig. Mense, die somer is gewoonlik 'n lang somer, en as ons die somer moet ingaan met 61% in die dam, dan gaan ons definitief nie die volgende winter haal nie. So ek dink is vanoggend die tyd wat ons op ons knieë moet gaan, almal, en die wat graag wil help van die familie, vanoggend wil ek vir julle vra, dra asseblief die water in die Voelvlei-dam op as 'n kritieke punt, en smeek en vra vir die Here of hy asseblief vir ons sal water bring en sal help met die ek wil nie sê droogte nie, maar die lae vlak wat die Voelvlei-dam op die stadium beleef, dat die water net styg en dat ons 'n beter vlak het hier na die einde van die winter toe, soos die winter begin kwyn.
Ek het 2 stukkies om te lees uit die Bybel uit, en nogal snaaks hoe die stukkies tipe van mekaar kontradiek nie heeltemal nie, en ondersteun mekaar miskien. Miskien moet ek die een stukkie lees en dan die ander stukkie. So die van julle wat julle Bybels wil oopmaak, is welkom. Die hoofstuk wat ek gaan lees, kom uit 1 Konings 18 uit. So maak julle Bybels oop op 1 Konings 18. En ek gaan julle ook sommer sê wat die Bybel sê, daarna gaan ek lees uit Matteus 6 vanaf vers 31. 1 Konings 18 vanaf vers 41 en Matteus 6 vanaf vers 31. Dink ons lees gou Matteus. Net om vir julle te sê, as jy kom op hierdie stadium, as ons kom op hierdie stadium van gebed, ons het regtig iets nodig, dan sê die Bybel verskillende dinge op verskillende plekke. Miskien is jou boodskap kom miskien uit Matteus uit vanoggend, en as jou boodskap uit Matteus uitkom, of die stukkie wat jy verstaan, of die stukkie wat die Heilige Gees in jou wakker maak, en openbaar kom uit Matteus uit, dan is Matteus jou boodskap vir vanoggend, dan is Matteus jou hoofboodskap, en die ander ene Konings 18. As jy kom op die stadium van die geveg, en jy kom by die Here se voete sit, soek jy vrae en jy soek antwoorde, en as jy die Bybel begin oopmaak, by Matteus 6 vers 31 tot 34, dan sê die Bybel vir ons as volg: Moet jou daaroor nie bekommer nie, en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Dis immers alles dinge waarna die heiden nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het, maar soek eerder die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Is wonderbaarlik nie, as hy ou begin bekommerd raak en begin gestres raak, wil ek amper sê, en voor die Here se voete kom sit en sê, Here, wat nou? Dan sê die Here vir jou, moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie. En is eintlik wonderbaarlik wat die laaste stukkie sê in hierdie Bybel, elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Nou as jy daai stukkie vat wat hy sê, elke dag het genoeg van sy eie kwaad, wat die skrywer sê, en jy maak die koerant oop van vandag, dan blaai jy so 'n tydjie, so 'n eentjie deur die koerant, ek dink eers hoef jy ver te blaai nie, heel waarskynlik is die hoofblad vanoggend, sal vir jou die antwoord gee van elke dag het genoeg van sy eie kwaad, of jy gaan sommer online en jy gaan kyk 'n bietjie na jou koerant, of gaan kyk na jou plaaslike koerant, miskien het jy bevoorreg om 'n plaaslike koerantjie te hê, dan kyk jy wat hierdie stukkie sê, en dan kyk jy hoe waar dit is. Miskien moet ons aan ons eie lewens kyk vanoggend, en sê, die Here sê deur hierdie Matteus 6 vers 31 vir jou, moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink nie, want wat sal ons aantrek nie? Dis immers al die dinge wat heiden nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Pragtige vers, ek dink dit het baie betrekking tot vanoggend wat ek kom sit voor die Here se voete en graag sê, ek wil smeek oor die watervlak, en dan lees jy so 'n stukkie raak, is wonderbaarlik. Nou die volgende stukkie is 1 Konings 18, die van julle wat julle Bybel oopgemaak het, 1 Konings 18 vanaf vers 21, ek sal moet vinnig wees of my tyd gaan my vang, en toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want ek hoor die gedruis van reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van die Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. En dis wat hy doen, basis, hy het aan bring gaan sit op die berg. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar's niks nie. Toe sê hy, gaan weer.
En 7 maal het hy gegaan. En die 7de maal, toe hy daar gaan, het 'n wolkie soos 'n man se hand op die see. Hy sê daar sou gaan 'n wolkie op soos 'n man se hand op die see. En toe sê hy, gaan op en sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind en groot reën het gekom. En Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel. Maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting na Jesreel. Vers 45, en in 'n oogwind was die hemel swart van wolke en wind, en 'n groot reën het gekom. Ek dink op hierdie noot, op hierdie pragtige vers, op hierdie noot, glo en vertrou ons en ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan kom rustig raak en hier by u voete kan kom sit. Dankie Here dat ons vir u kan kom pleit vir reën in die dam en dat u vir ons sê, moenie bekommer wees nie. Wie is eerder bekommer oor jou verhouding met ons Hemelse Vader? Dis eintlik waaroor dit gaan. Here, baie dankie. Ons weet dat as u 'n woord spreek, dan reën die dam binne 5 minute vol. Binne 'n minuut vol, binne 'n paar sekondes vol. Vir u is alles moontlik. Heer, maar is lekker om vanoggend by u voete kan kom sit en met u kom praat, ons Vader, en sê ons kom lê ons probleme by u voete. En ons gaan dit daar los, Here, ons glo en vertrou. Want ons weet, u weet wat is goed vir ons. As u wil u asseblief aandag skenk en kyk asseblief na die watervlak in die Voëlvlei-dam. Ons vra en ons smeek, Here, op hierdie oggend. Ons het regtig water nodig. Ons as u kinders het water nodig in die Voëlvlei-dam. Daar's baie mense wat water kry. En ons wil nie graag die somer beginne ingaan met so 'n lae vlakkie, maar ons weet vir u is alles moontlik. Dis hoekom ons kom vra vir u vanmôre. Here, vergeef asseblief ons sondes, help ons om ons skuldenaars te vergewe, Here. Here, ons kom vanoggend vir Serena, vir Johan, vir Ian en vir Fien, met wie dit baie beter gaan, kom ons opdra aan u. Daar's so baie dinge wat gebeur rondom ons, dinge wat nou gaan gebeur. Here, maar ons glo hierdie persone wat as nou, as u net u hand van herstel oor hulle sit, dan glo ons sal dit goed gaan met hulle. Here, help asseblief vir ons vanoggend om ons baadjie van liefde aan te trek, Here. En die belangrikste is, help ons, Here, om daai liefde uit te lewe teenoor almal rondom ons. Plaas 'n wag voor ons mond. Gee die Heilige Gees kans om sy werk te doen, dat hy praat en ons nie praat nie. Sit 'n wag in ons verstand, dat ons die verkeerde dinge dink wat ons nie moet dink nie, Here, en dat ons u triekie vir triekie elke dag volg. Ons steek ons hande op na die hemel, Here. Ons sê, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief ons stuurwiel van ons lewens en geestes voertuig en bestuur ons in 2026 in tot die einde van die jaar en verder. Here, ons weet, u is in beheer. Dankie dat u in beheer is. Ons dink baie keer nie so nie, maar u sê u is in beheer en ons glo en vertrou, u is in beheer. Dan kan ons ontspan en rustig raak. Want waar u in beheer is regtig, where God is in control, alles is rustig. Ons hoef nie bekommerd te wees verder nie. Dankie Here dat ons vanoggend by u voete kon kom sit en kom smeek en kom vra. Dankie daarvoor. Dankie dat u ons Vader is en dat u luister. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen uit die groot en almagtige genade alleen.